Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens my voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie pelikane was 'n hele end van my af gewees en toe ek nader aan hulle beweeg, het die hele groep van hulle daar in die water ingegaan en weggeswem. En ek staan toe net daar alleen en ek dink toe maar net die gedagte wat ook nou by my opkom is juis die gedagte van die Here Jesus Christus wat in hierdie tyd van kruisiging en die dag wat ons dan ook vier, waar Jesus gekruisig is, hoe hy alleen moes gestaan het in baie opsigte. En wat 'n hartseer gesig om net te besef dat die Here Jesus Christus moes al hierdie dinge vir my deurgegaan het. Hierdie Vrydag gebeure sien ons daarso in die tuin van Getsemane, toe die Here Jesus Christus daar met erns gebid het. Lukas 22 vers 39 lees ons, en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. Hierdie gewoonte dui juis daarop dat dit 'n plek van gebed was, waar Jesus dan sekerlik ook met sy disippels gedurig gaan bid het, of dat hy dalk self alleen gaan bid het by daardie geleenthede. En ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En dan lees ons in vers 44, en toe hy in 'n sware stryd gekom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Die Here Jesus Christus hier in sy menslike vorm, het daar ernstig gebid, want hy het sekerlik dan ook geweet, dat hierdie is die tyd waarin hy dan sonde sou word, vir my, dat hy al ons ongeregtighede op hom sou neem, en waar die Here Jesus Christus, wat heilig en sonder gebrek was, dan nou ook hierdie sonde op hom moes neem. En daarom dat hy sekerlik ook dan daardie inspanning ook gebid het, as hierdie beker by my verby kan gaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Here Jesus Christus moes daardie beker van sonde geledig het, sodat ons gered kan word deur sy kruisdood. Ons sien ook dat die Here Jesus Christus op hierdie Vrydag dan ook 2 keer verraai sou word, eers deur Judas Iskariot en daarna deur Petrus. Ons lees in Lukas 22 vers 47, en terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy, wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. Judas Iskariot wat Jesus met 'n soen verraai het. Ek wonder waardeur verraai sommige mense vandag die Here Jesus, deur hulle werk, deur hulle gesinne wat hulle voor God stel, en daar is miskien verskillende maniere, en moet ons dalk soos Moses ook hand in eie boesem steek, en kyk, verraai ek nie ook dalk maar vir Jesus nie. Hierdie was 'n man in die binnekring, maar ons weet ook dat sy verhouding met God nie reg was nie, en daarom het hy Jesus ook verraai. Maar die tweede ene sou Petrus dan ook wees, hierdie ene wat naby aan die Here Jesus Christus was. Daarom die woord van die Here wat ook waarsku en sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie. En Petrus wat so selfvoldaan was, wat vir die Here gesê het, ek sal saam met die kruis toe gaan, word daar van hom gesê, maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Hierdie man vir 'n derde keer, waar deur Jesus Christus verraai sou word deur hom, waar hy ontken het dat die Here Jesus Christus aan hom bekend is. Toe begin hy homself te verwens in vers 74 en te sweer, ek ken die man nie. Wat 'n verskriklikheid, hierdie man wat so naby aan die Here Jesus is, toe daardie omstandighede gunstig was, het hy die Here Jesus Christus ook verraai. Toe dit gaan oor sy eie lewe, wat hier op die spel is, het hy eerder gekies sy lewe bo die lewe van die Here Jesus Christus, om saam met hom dan ook hierdie pad te stap. Jesus voor die Joodse raad, lees ons Matteus 26 vers 59, en die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuies teen Jesus gesoek, om hom dood te maak, en niks gevind nie. Hierdie manne wou een ding net gehad het, hulle wou die Here Jesus Christus dood gehad het. Hierdie manne wat eintlik vir die waarheid moes staan, het teen die Here gedraai. Pilatus
wat Jesus dan ook oorgegee het om gekruisig te word. Markus 15 vers 15. En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat, en nadat hy Jesus laat gesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Die seun van die mens moes oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word om die derde dag op te staan. Lukas 24 vers 7, wat dan ook hierdie getuienis dan gee. Jesus moes hierdie weg gestap het, om dan ook vir ons verlossing dan ook te bring. Die Here Jesus Christus het al hierdie dinge vir u en vir my gedoen. Liewe toehoorder, wat doen ons vir hom? Die Here Jesus was bereid om mens te kom word, aan die kruis te sterwe, ons sonde te dra, sodat ons dan ook gered kan word. Jesus het ook op die derde dag opgestaan, en ons sal bietjie meer daaroor dan ook uitbrei. Ek wil vir u vra, hoe staan u verhouding met hierdie Jesus? Hy moes alleen deur daardie dag gegaan het. Hy moes alleen daardie sonde aan die kruis gedra het. En ons weet ook, dit was God se wil, sodat ons as mens gered kan word. Het u al hierdie verlossing wat die Here Jesus Christus vir u aan die kruis bewerk het, daardie verlossing aangeneem? Mag die Here ons genade skenk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die verlossingswerk. Dankie dat u bereid was om alleen te staan, sodat ons gered kan word, sodat daar verlossing vir die mensdom kan kom. Dankie vir die verlossing aan die kruis. Amen.